Here, u woord is die waarheid. En dis eintlik maar kom ons uit die woord uit lees. Elke keer as ons die woord oopmaak en daarin lees, dan weet ons, dit is die woord van God. Dit is maar net woorde aangaande God nie. Dis u wat God is, wat aan die woord is. En in die groot plan het u besluit om vir ons die Heilige Gees te gee, wat ons lei en wat ons leer, en wat ons elke keer as ons die woord oopmaak, die potensiaal gee om radikaal te verander, radikaal nuut te word. Dis die lewe wat ons in ons hande neem. Miskien is daar iemand wat met 'n doodsheid sit, wat vanoggend die lewe moet hoor, en die lewe moet aangryp. Iemand wat geestelik, emosioneel verdrink, besig is om onder te gaan. Dankie dat hy of sy hier is of luister, ergens ingeskakel is. Want hierdie oomblikke is lewendgewende oomblikke. En daarom bid ek dat ek my sal fokus nou op u, en dat ons wat luister en sit, ek sal fokus op u. So 'n verwagting dat u nou met ons sal praat. Amen. Goed, ons gaan nou lees daar by Romeine 8, ek wil miskien net weer aansluit by ons jaartema, en ons jaartema is ek in Christus, en Christus is in my, en ons het die afgelope 2 kwartale daarmee baie lank daaroor stilgestaan, ons gaan die hele jaar daarmee besig wees, en daarom is hierdie kwartaal nie anders nie, maar wat ons wel hierdie kwartaal gaan doen, ons gaan net aan 2 hoofstukke kyk in die Bybel, in Romeine, in die brief wat Paulus geskryf het aan die gemeente in Romeine 8 en Romeine 12. So, dis nie baie wat jy moet lees nie, maar jy gaan dit, as jy dit regtig met aandag gaan deurlees, gaan jy regtig eintlik 'n kwartaal nodig hê om dit te lees en te verstaan. Maar Romeine 8 is so 'n wonderlike boek in die Bybel. Mense sê, oor die algemeen sê die slim mense nou, dit is die boek wat die hele evangelie, die hele storie van Jesus in een sin saamvat, wat dit so bymekaar maak, en wat vir ons kom vertel van alles wat Jesus kom doen het. So as jy Romeine 8 kan onder die knie kry, dan het jy, veral as jy 'n nuwe ou moet na die Here toe lei, of met hom praat, dan kan jy sê, kom ons werk deur Romeine 8, omdat dit net soveel is. Nou Romeine 8 begin met 'n stelling, en dit eindig met 'n stelling, wat eintlik dieselfde is, want dit begin deur te sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. En dan eindig dit deur te sê, niks kan my skei van die liefde van Christus nie. En dis wat ons as kinders van God nodig het om te hoor, want as jy jou gaan oopmaak in hierdie kwartaal, en jy gaan, wanneer jy deur Romeine lees, nie net hierdie kwartaal nie, maar as jy daardeur gaan deurlees, dan gaan jy agterkom, hoe gaan God jou help? Nou natuurlik, as ons begin in die middel van 'n boek, maak dit mos nou nie eintlik altyd sin nie, want wat het nou gebeur in Romeine hoofstuk 1 tot 7? Nou, dis mos nou wat julle mos nou huiswerk gaan doen, wat julle nou gaan in hierdie tyd nou dit gaan bestudeer, maar dis 'n ongelooflike, ek dink net daaroor as ek voorberei, dan dink ek, maar wie sou ooit so godsdienststelsel kon uitdink? As daar iemand sou wees wat sê, kom ons begin 'n nuwe godsdienststelsel. Die goed wat daarin geskryf staan, en veral in Romeine, is jy kan sien, dit is God wat in die woord is. So Romeine 1 tot 7 is Paulus besig om eintlik maar die teologie vas te stel, veral vir die Romeinse Jode, die Jode wat in Rome gebly het, maar praat so 4 keer in daai gedeelte, daai hele 7 hoofstukke oor die Heilige Gees, en dan skielik begin alles verander. Romeine 8, net in Romeine 8 alleen, 19 keer oor die Heilige Gees. So daarom het ons gedink om die tema van hierdie kwartaal te noem, die Gees van Christus in my, want ons praat van Christus wat in my is. Nou as Christus in my is, dan is die Gees van Christus in my. Dis nie 'n ander gees nie, dis die Heilige Gees, dis die Gees wat ons ken, hy is in my. Nou dis interessant, as 'n mens oor die Heilige Gees praat, dan is daar duisende kerke wat verskil oor die werking van die Heilige Gees. Interessante ding wat ek al gehoor het, en dalk jy al gesê het, wat ek al seker gesê het, is dat ek voel die Heilige Gees is hier. Of ek voel die Gees. Nou, ek kan nêrens lees dat die Bybel sê, dis hoekom die Gees gestuur is nie.
Jy voel iets. Dit voel dalk lekker en miskien voel jy die teenwoordigheid van God. Maar God het nooit sy Heilige Gees, dit is so degrading om te sê dat die Heilige Gees is gestuur sodat ons moet voel. Die Heilige Gees is gestuur, en dit gaan jy ontdek, om jou te transformeer, om jou te verander, sodat wanneer jy in hierdie wêreld leef, jy kan leef soos 'n kind van God leef. En daarom gaan ons sien wat die Heilige Gees gaan ons leer, en net in hierdie een hoofstuk van soveel goed van God. Daarom is ek opgewonde dat julle dit moet saam met my deurgaan. So kom ons begin by Romeine 8. Daar is dus geen, vers 1, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Dit het hy het met die sonde afgereken, deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur, en so het hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. Nou net hierdie 4 verse sê al klaar vir jou, Paulus diep gegaan toe hy Romeine geskryf het, en daarom is hierdie Romeine 8 so 'n ongelooflike boek. Nou ons gaan 'n paar woorde net by stil staan. Die eerste woord, en dit is die woordjie daarom, hy begin met hierdie gedeelte, hy sê therefore. Nou oomblik, julle weet dit, as jy die sin, in 'n sin die woordjie daarom, of dus, of therefore gebruik, dan weet jy, daar's iets wat ons nou voor die tyd gebeur het. Nou iets wat voor die tyd gebeur het, weet ons mos nou, is in hoofstuk 6, hoofstuk 1 tot 7 geskryf. Nou onthou die Bybel, of dan, ja die hele Bybel, maar in elk geval, hierdie is 'n brief wat Paulus geskryf het. Soos nêrens in hoofstukke geskryf nie. Ons het die hoofstukke het later gekom in verse. Dit was soos jy 'n brief skryf. Jy skryf mos nie 'n brief en sê hoofstuk 1 van my brief nie. Nee, jy skryf nie so nie. Jy skryf 'n brief. En hy is besig om die brief te skryf, en dan op 'n stadium in die middel van sy brief sê hy daarom. En dan moet ons luister, want daar het nou iets gebeur, daarom moet ons luister. Nou wat het voor dit gebeur? Dan skryf hy voor die tyd 'n ongelooflike getuienis van hoe ons as Christene deur hierdie wêreld gaan met die struggle met sonde. En ek het vir julle 'n paar keer al gesê, praat van die bose trio, en julle gaan dit heeltyd hierso sien in hierdie gedeelte in Romeine 8. Die bose trio is jou sondige natuur. Dis die sterkste, dis die een waarteen jy die meeste veg as 'n kind van God. Dan die wet van hy praat hier van die wet van die sonde en die dood. Ek noem dit die aantrekkingskrag van hierdie wêreld. So jy het jou sondige natuur, en jy bly in 'n sondige wêreld wat vir God haat, wat niks met God uit te waai wil hê nie, en tussenin is die bose, die duiwel besig om te werk. Dis die bose trio. En ons het laas kwartaal gesê, maar as jy in Christus is, en ek gesê jy moet jou indink, jy kry 'n kleed, 'n klere, soos 'n wit kleed wat jy deur hierdie wêreld gaan. Die wêreld waarin jy leef, waar jy nou as jy uitstap, terwyl jy sit en dink, terwyl jy sit kan jy alreeds aan die verkeerde goed dink. Die sondige wêreld is om ons, en ons gaan die heeltyd hierdie wit klere van ons vuil maak. Maar wat maak jy daarmee? En dis wat ons by Paulus hoor, so as julle vanmiddag gaan lees, Romeine 7 vers 21, dan is dit asof dit my getuienis is wat daar geskryf word, en jou. Nou Paulus sê, hy sê, weet julle wat, daar's 'n patroon. Die patroon is die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. En die slegte wat ek nie wil doen nie, as ek my alweer kom kry, dan het ek al klaar weer gedoen. Want hy sê hier tussen hier in my lewe is hier die twee kragte, en ons weet, dis die sondige natuur, en dan die sonde in hierdie wêreld. Hy noem dit die wet van die sonde en die dood. Ons weet dit, ons beleef dit elke keer. En die manier hoe jy hierdie wet, en dit gaan ons nou lees, gaan nou hoor, hoe jy die wet van die sonde en die dood gaan oorwin, is nie met jou eie wilskrag nie. Want elke een, ek het al hoeveel keer, het ek al gesê, ek gaan probeer om net nie weer daai sonde te doen nie. Met my eie wilskrag. Dis nie genoeg nie. En daarom as jy gaan lees, en jy lees vanmiddag, gaan Paulus hierdie gedeelte net voor hoofstuk 8 afsluit, dan sê hy, ek, elendige mens, hoe gaan ek van hierdie doodsbestaan van sonde wat ek nie wil doen nie, en goeie wat ek wil doen, nie doen nie, hoe gaan ek daarvan verlos word? Dit is 'n uitroep, wat hy eintlik uitroep. En ek het verlede kwartaal vir julle gesê,
ons met 'n prentjie, hoe werk dit? Dis soos iemand wat besig is om te verdrink in die oseaan en 'n boot kom aan met 'n lewensredder en 'n lewensboei. So die lewensboei word uitgegooi en as jy besig is om te verdrink en jy gryp die boei vas, wat dan? Dan is jy gered. Maar jy's nog nie uit die water uit nie. Jy's nog in die water. Die koue van die water is nog steeds om jou. Jy kan nog steeds water sluk, maar jy gaan nie verdrink nie, want jy hou vas aan die reddingsboot, aan die reddingsboei. En dis presies waar ons situasie is nou. Ons is klaar gered. As jy 'n kind van God is jy gered. Jy hou vas aan die verlossing van Jesus, maar jy is nog steeds in hierdie wêreld, waar die wêreldse goed die hele tyd met jou besig is. Daarom sê Paulus, ek is 'n elendige mens. Wens dit ek kan nie hiervan verlos raak. En dan sê hy, dan sê hy net na dit, dank God vir Jesus Christus. En dan begin hoofstuk 8. So daarom sê hy, hy sê, ek sê, as gevolg van alles wat in my lewe is, het ek vir Jesus Christus ontmoet. En daarom, en dan sê hy, en dis die eerste begrip wat ek wil hê julle moet mooi huis toe vat, geen veroordeling meer nie. Die wat in Christus is, word nie meer deur God veroordeel nie. Nou die wêreld, as hulle oor God praat, julle het al baie seker gehoor, dan sê hulle, God is 'n judgmental God. Dan, die oomblik as hulle dit sê, dan sê hulle ons ook judgmental, want hulle judge dan nou vir God. Maar dwars in die Bybel, en jy kan maar gaan lees, en dis die storie van die Bybel, is dat God sê, ek het die sondaar lief, maar ek veroordeel die sonde. So elke ou wat sê, God is judgmental, gaan ook iemand wat hom iets sleg doen, sê maar, hy vermoor 'n geliefde van hom, gaan hy ook hom veroordeel, en sê, maar daai ou is 'n slegte mens, want hy het my mense doodgemaak. Maar God kom en hy veroordeel nie die sondaar nie. En dis wat jy moet sien. Hy veroordeel die sonde. Nou, ek wil graag hierdie wet van die sonde en die dood hê ons moet verstaan, want as ons dit verstaan, dan gaan ons die veroordeling verstaan. So ek het dit al een keer vir julle verduidelik, of al 'n paar keer eintlik, en ek het dit in die hand van die gravitasiewet probeer verduidelik. So die gravitasiewet is onveranderlik. Die feit dat julle op julle stoele sit, is nie omdat julle swaar is nie. Dis die gravitasie wat julle aftrek. Want daar sit niemand op hy stoel nie, en daar sit hy nog steeds. Die feit dat ek op hierdie aarde staan, is nie die feit dat ek staan nie, dis die gravitasie wat my aantrek. Anders sou julle my daar bo in die plafon gesien sweef het, ek weet nie, want julle sal ook maar daar ergens gesweef het, ek sou gesukkel het om julle aandag te kry, maar dan gaan jy in 'n ding vassweef, want dis wat gravitasie doen. Gravitasie hou jou vas, dis 'n gegewe wet wat nooit sal verander nie, maar daar is 'n wet wat die wet van gravitasie oorwin het of teewerk. En dis die wet van aerodinamika. Julle weet dit, want dit maak dat ons kan vlieg. Dit maak dat 'n voeltjie in die lug kan bly. Dit maak dat alles wat in die lug is, deur hierdie aerodinamika, die wet van aerodinamika bo is. So daar's 'n ander wet wat die gravitasiewet oorwin. En dit is dieselfde met die wet van die sonde en die dood. Die wet van die sonde en die dood het in werking getree, en julle weet dit almal, toe Adam en Eva gekies het om te eet van die boom van die kennis van goed en kwaad, en ek noem dit die boom van die dood, toe hulle geëet het van die boom van die dood, daai oomblik, het hulle uit God se beskerming uitgestap, en het die wet van die sonde en die dood in werking getree, en dis waar die hele Bybel oor gaan. Is dat, hoe werk God die wet van die sonde en die dood tee? Want dis 'n onveranderlike wet. Alle mense word so gebore en gaan dood in sonde. En ek het al verkeer vir julle gesê, julle kan maar net na 'n babietjie kyk. So lieflik is wat hy nou is, en sê, jy leer hom nie stout te wees nie. Jy sit jou Vrydag aan en sê, hoor jy moet nie so soet wees nie. En jy leer hom stout te wees. Hulle is dit, van nature. Want dis die wet van die sonde en die dood, wat jy in werking sien met jou eie oë. Dis 'n onveranderlike, onoorwinnelike wet, wat nie deur 'n mens oorwin kan word nie. Nou kom Paulus en hy sê, maar ek gaan julle help om dit te verstaan. Kyk hierso. Hy sê die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Net soos aerodinamika, die wet van gravitasie teewerk,
is daar 'n ander wet, wat die wet van die sonde en die dood teewerk. En dis wat Paulus hier skryf. En hy noem dit die wet van die Gees. Die wet van die Gees is dit wat maak dat julle wat in Christus is, kan vrylik leef in hierdie wêreld, ten spyte van sonde. En daar's 'n ander wet wat ek probeer het, en julle probeer het, en ek het nou nog gesê, die wet van wilskrag. Ek het al baie keer probeer om my sonde te stop, en ons is te stop, om 'n nuwe blaadjie om te slaan. Baie van julle het al gesê, dis die laaste keer, ek gaan nie weer hierdie ding doen nie. En dan sukkel jy maar weer om dit die volgende keer te doen. En daarom kom God, en daarom wil ek hê julle moet verstaan, en hier is die belangrike deel van die hele boodskap, eintlik van die hele Romeine 8, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. So hoekom is dit belangrik? Maar kom ons kyk net eers, ek wil so sê, ek wil hê jy moet hier uitstap vanoggend as 'n kind van God. As jy nog nie 'n kind van God is nie, dan gaan niks sin maak wat ek sê nie. Maar dan gaan jy nog steeds probeer om op jou eie by God uit te kom. Maar as jy in jou lewe by 'n punt gekom het waar jy sê, met my mond bely ek dat Jesus Christus is die Here, en my hart glo ek dat hy is my verlosser. As jy daar gekom het, dan is jy in Christus. Dan gaan jy verstaan, daar's geen veroordeling meer nie. En miskien moet jy hier uitstap, as jy dit kan onthou, agter my naam. Mense sê met tydjie, man, jy moet iets agter jou naam kry, jy moet iets agter jou kry, met een of ander kwalifikasie kry. 0 van dit tel. Maar wat sal tel as jy uitstap om te sê, agter my naam staan, daar is geen veroordeling meer nie. Want die woordjie veroordeling beteken dit, dis to render a verdict of guilt, of a damnatory sentence. Met ander woorde, as jy na daai woord kyk, is dit nie 'n woord wat jy sal gebruik wanneer jy kritiek het nie. Of wanneer jy iemand net wil teregwys, as jy maar ophou met jou nonsens nie. Jy weet, daai wat jy met jou kinders of met jou man praat. Stop dit nou. Dis nie daai ding nie. Hierdie woord beteken skuldig bevind, ter dood veroordeel. Onmiddellik. So as jy in 'n regter sou, dis wat die woord beteken. Veroordeling beteken, daai woord, beteken dat jy is skuldig en daarom gaan jy doodgaan. En daarom is alle mense wat nie in Christus is nie, op death row. Almal wag om finaal die dood in te gaan, die ewige dood. En dis wat Jesus Christus kom teewerk het. In sy groot genade het hy dit kom teewerk en het hy op death row gaan staan en vir jou en vir my kom red. En daarom is daar geen veroordeling meer vir hulle wat in Christus is nie. Nou almal sit hier en lyk baie soet en luister dan mooi na hierdie storieetjie van daar's geen veroordeling nie. Totdat jy weer gaan sondig. En dis wat ek wil hê ons moet vandag 'n deurbraak probeer maak in kinders van die Here wat aangetrek is met die kleed van Jesus wat in Christus is se lewe. Want wat gebeur? As jy dit nie verstaan nie, gebeur die volgende. Wanneer jy 'n sonde doen, waarmee jy al lankal sukkel, dis door die 790ste keer wat jy dieselfde sonde doen, en elke keer wanneer jy dit gedoen het, dan voel jy veroordeel. Dan voel jy, maar ek is te sleg om te lewe. En ek moet hierdie sonde gaan bely, want as ek dit nie bely nie, dan, en mense sê dit, mense sê, ja, die Here straf my. Dis omdat ek hierdie ding gedoen het, wat hy nou my straf. Nou ek sê nie die Here straf nie. Dit is 'n ander kategorie, ek weet nie, dis iets anderster. Maar as jy sonde sou doen, en elke keer voel jy ongelooflik veroordeel, totdat jy gegaan het, en hierdie versie wat ons so goed ken, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes, en reinig ons van alle ongeregtigheid, voor ek nie daai opgesê het nie, of voor ek nie na hom toe gegaan het nie, voel ek die heeltyd die Here se oordeel op my. Dan verstaan jy nog nie dit wat Jesus kom doen het nie. Want ek wil hê ons moet mooi kyk in daai versie. Hy sê, as ons sondes bely, hy is getrou, onthou nou die woordjie daar, ons gaan nou terugkom na hom toe, regverdig. Daar staan nie, as ons sondes bely, hy is getrou en genadig om ons sonde te vergewe nie. Dis 'n geweldige groot verskil, want genade is 'n eenmalige geskenk van God af aan die kruis. Want ek en jy moes daar gehang het, en Jesus, ons moes betaal het vir ons sonde, maar op grond van God se genade, het hy Jesus doodgemaak vir ons sonde,
en ons is verlos. So daar staan nie genade, want as daar genade sou gestaan het, dan sou jy kon gesê het, Here, ek staan alweer voor U met hierdie gemors lewe van my, met daai selfde sonde wat ek elke keer oor praat. Wees my asseblief genadig en vergewe my dit. Want dan is my oordeel weg. Maar hoor wat sê Johannes verder oor hierdie. Hy sê God is getrou en regverdig. So daai woordjie regverdig beteken anders is genade. Want dis 'n voortdurende proses van regverdig wees. God het klaar genade betoon. Hy hoef nooit weer genade te betoon nie. Die kruis het klaar alles betaal. Maar daarna is hy 'n regverdige God wat ons regverdig moet oordeel rondom ons sonde. So as ek my sonde sou bely en God is getrou en regverdig om my sondes te vergewe en my te reinig van alle ongeregtigheid, wat gebeur as ek daar uitstap? Dink gou saam met my. Ek kom na hom toe, ek sê vir hom, Here, ek het iets verkeerd gedoen, my wit klere het vuil geraak as gevolg van die wêreld waarin ek leef, ek het ook gevloek nou, of ek het geskinder, of ek het 'n lelike gedagte gehad, of ek het, ek wil nou nie vir julle idees gee van goed wat julle nog kan doen nie, maar julle sal weet. En ek gaan dan na hom toe, en ek sê vir hom, vergewe my, dan stap ek daar uit, mos vergewe. Wat gaan gebeur as ek dan weer sondig? Dan is ek 'n first offender. Want al my sondes is mos vergewe. Dis wat regverdigheid is. Hy vergewe vir my elke keer in sy regverdigheid. En hy bewys dit vir ons deur Johannes verder te lees. Kom ek lees vir julle. Johannes skryf verder. Hy sê, dit skryf ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. Met ander woorde, dit beteken ons sondig. Hy sê, en as een van ons sondig, hoor nou mooi, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes. Nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die hele wêreld. Maar hy is die versoening vir ons sondes. So ek wil hê jy moet hierdie prentjie kry. As jy die hele tyd loop en jy voel die hele tyd veroordeel vir elke sonde wat jy doen, dan verstaan jy nog nie die regverdigheid van God nie. Want as Jesus sê, Here, ek gaan na U toe, elke keer as Peter sonde sou doen, dan staan hy voor Vader en hy sê, Vader, U is 'n regverdige Vader. U het my klaar gestraf vir sy sondes. Want as hy my nou weer sou straf, ook vir my sondes, dan is mos 'n dubbele straf. Want hy het mos nou klaar vir Jesus gestraf vir my sonde. Hoe kan hy dan sê, maar ek gaan jou ook straf vir jou sonde? Ek sê weer straf, God werk met sy straf op 'n ander manier, maar God se sonde, God se regverdigheid, maak dat ek hier staan en jy hier sit, as 'n kind van God, en vir ons sê, daar's geen veroordeling van hulle wat in Christus Jesus is nie. Dis volledig vergewe, want ons sukkel daarmee. Ons dink die oomblik as ek sonde gedoen het, dan verval my kindskap. Mense sê dit van ander mense, of dalk al van jouself gesê, maar hy is so groot Christen, hy sê hy is 'n kind van God, maar kyk wat vang hy aan. Ons kanselleer ons kindskap as gevolg van sonde. En hy wil vir ons kom sê, as 'n kind van God, is daar vir jou geen veroordeling by God nie, want hy is 'n regverdige God, wat nie 2 keer kan straf nie. Of nie, en daai straf is nou, daai veroordeling, nie straf nie, veroordeel nie. Daai veroordeling is 'n damnation, dit is daai straf wat ek gesê het, wat onmiddellike doodstraf is. Hy sê, ek gaan nie jou weer kan veroordeel nie, want ek klaar vir Jesus veroordeel. Julle doen dit ook in julle huise. As 'n kind by julle sal stout wees, as julle wat kinders het, of jou man stout is, ek kan nie van die vrouens, julle is altyd soet, maar as iemand in die huis iets verkeerd teenoor iemand in die huis doen, sê maar as 'n kind, kanselleer dit nie daai kind se kindskap nie. Jy onttrek nie jou DNA van jou kind af nie. Jy sê, wel, sorry, jy is nie meer my DNA in jou nie. Al wat gebeur is, die verhouding word versteur. En daarom is daar vergifnis nodig. En nie omdat die situasie, die kindskap verlore gegaan. Of as jy nou man en 'n vrou nou in een of ander geveg raak, en dan verval jou getroud wees mos nie. Ja, jy is dikbek vir 'n paar dae of 'n paar ure,
maar jou getroudheid verval nie. Want jy is nog steeds getroud. So wat moet gebeur? Daar moet vergifnis kom, sodat die verhouding herstel kan word. En dis wat hy vir ons wil kom leer. Daar is geen veroordeling. Jou verhouding, 'n veroordeling vir Christene, van mense wat in Christus is nie. Maar die verhouding word versteur deur jou sonde. Daarom gaan ek na hom toe sê, Here, as ek kom bely my sonde, sodat die verhouding kan herstel word. Sit daai volgende versie net op Johannes 8. Julle ken die storie van hierdie vrou wat in onte gevang was, en toe bring hulle haar na Jesus toe, en hulle wil haar toe doodgooi met klippe, en al wat Jesus kom sê is, dat hy het geskryf eers in die grond, en hy het gesê, as enige een van julle sonder sonde is, gooi julle die eerste klip. Hier is 'n ongelooflike beginsel vir ons hierin, wat ons moet verstaan. En toe Jesus opkyk, toe is daar niemand nie. Hy sê, mevrou, waar is hulle? Hulle het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie. En niemand nie, Here nie. Here, sê sy toe. En toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Daar, die Engels eintlik sê het soos wat dit staan in die Grieks, neither do I condemn you. Gaan nou en moenie meer sonde nie. Dis die beginsel. So, as ons dit andersom verstaan, dan wil ons nie sonde doen nie, omdat ons nie condemn wil word nie. Maar hy sê, jy is nie meer condemn nie, jy is nie meer veroordeel as jy in Christus is nie. Daarom gaan en moenie meer sonde doen nie, omdat jy weet, en dis nie 'n vrypas om sonde te gaan doen nie, dis juis omdat ek weet, ek is nie meer veroordeel nie in Christus, wat ek nie wil sonde doen nie, want nou wil ek nie meer my verhouding met U versteur nie. So hy sê vir ons almal, ek veroordeel jou ook nie in Christus nie, gaan dan en doen nie meer sonde nie, wees dan nie meer die sonde besig nie. En almal van ons ken Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie. Maar ken jy vers 17? Hoor wat staan daar? God het nie sy seun na hierdie wêreld toe gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered moet word. En dis daai ding, wat ek wil hê, ons as Christene, wat ek sien dit in baie mense se lewens, dat hulle kan nie by daai punt verbykom, is te goed om te glo, dis te goed om waar te wees, dat my sonde in Christus veroordeel is, en daar kan nie weer 'n oordeel daaroor gevel word nie, want God is regverdig. Kom ek lees vir julle weer, daar is dus geen veroordeling van die wat in Christus Jesus is nie. Maar is 'n belangrike ding, as gou daarna kyk, daar is geen veroordeling vir alle mense, nie. Hy sê vir die wat in Christus Jesus is. En dis waarvoor ons die afgelope 2 kwartale oor gepraat het. 84 keer praat Paulus in sy klompie briewe oor wat dit beteken om in Christus te wees. So in Christus het ek nou gesê is, wanneer jy met jou mond bely, dat Christus is jou Here, en in jou hart glo, dat God het jou kom verlos van jou sonde, dan is jy 'n nuwe mens. Dan is jy in Christus. Dan is daar 'n verhouding. Dan is jy 'n nuwe identiteit. Ons het laas kwartaal oor gepraat. Dan het jy vrye toegang tot by God. En nou wil ek 'n dingetjie bysit. Dan is daar geen veroordeling meer nie. So dis wat ek hoor wat Paulus vir ons wil kom sê. Maar wat ek nie hoor nie, en dit wil ek jy moet ook hoor, as God sê, daar is nie veroordeling meer vir jou nie, is dat ons gaan nie meer foute maak nie. Want julle almal weet, ons maak nog foute. Ons doen nog sonde. En as jy hier sit en sê, maar ek maak nie foute nie, en ek maak nie sonde nie, vra my net vir jou vrou, of ek maak nie meer droog nie, vra my net vir jou man, hulle sal vir jou sê, dis nie so nie. So nêrens in die Bybel, of deur hierdie hele boodskap wil ek hê, jy moet hoor, dat ons het nie foute nie. Ons is nie mislukkings nie. Of, daar's nie 'n gevolg vir my dade nie. Daar is gevolge vir ons dade. Want as jy gaan steel, gaan jy nie veroordeel meer wees nie. Jy gaan met ander woorde nie hel toe daarvan, as jy nou kind van die Here is, maar nou nie idees kry, maar as jy gaan sou iets vat, gaan jy tronk toe. Dis die gevolge daarvan. As jy kwaad word,
gaan jy die gevolge daarvan kry. Skinder, dan gaan daar gevolge wees. Moord, maak nie saak nie. Daar, as 'n kind van God, by God, is daar vir jou geen veroordeling meer nie. Dis die beste nuus sover hierdie jaar, dink ek. Dat as jy in Christus is, en jy loop saam met hom op pad, ten spyte van die feit, dat jy baie keer gaan sonde doen, want ons is in hierdie wêreld, met hierdie bose trio om ons, maar as ek na Christus toe gaan, dan is hy regverdig, hy gaan my nie weer 'n keer veroordeel nie. Kom ons gaan aan, hy sê, die wet van die Gees, wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. So, wat gebeur hier? Jou status het verander. Van 'n patetiese mens, soos wat Paulus hom beskryf het daar, hy sê, ek elendige mens, hoe gaan ek van hierdie doodsbestaan gered word? Verander jou status na kind van God. Iemand wat die Gees, hy sê hier, die wet van die Gees, wat jou lewe gee. So wat is die beginsel vir die res van Romeine 8? En eintlik van die res van ons lewe eintlik, is 'n lewe, en dis wat ons gaan leer in hierdie res van die kwartaal. Hoe lyk 'n lewe onder die beheer van die Heilige Gees? Dit gaan ons by hoofstuk 8 hoor, ons gaan dit by hoofstuk 12 lees, want eintlik is God ons nou in daai besigheid. Hy red ons word sy kind, en nou lewe as 'n kind van God. En julle het 'n kind, en julle wat nou kinders het, of wat kinders, julle was almal was iemand se kinders gewees. Een van die goed wat julle ouers baie moeite gedoen het, om vir julle te leer was, maniere. Ken julle van maniere? Wie is grootgemaak met maniere? Net een. Jy het nie maniere, jy moet jou hand opsteek, nee, jy mag nie in die kerk move nie, dit is een van die maniere wat jy moes geleer het. Ons sê vir hulle, weet jy, hulle daar maar die mense gaan, of as die mense stout is, as jy, waar is jou maniere, groet jy nie die mense nie, kyk vir hulle in jou oë as jy met hulle praat. Dis wat ons kinders leer, maniere. En dis wat die Heilige Gees jou gaan leer, en leer. En dis waaroor die res van Romeine 8 gaan. Hy gaan ons maniere leer. Die maniere van 'n kind van God leef. Die maniere van hoe 'n kind van God leer. En een van die goed wat ons gelees het, is dat hy sê, ek gaan jou leer, dat jy geen veroordeling in Christus het. So jy hoef nie, elke keer as jy sonde doen, te voel, jy het jou kindskap verloor nie. Al wat jy verloor het, my verhouding is versteur. Net soos in die huwelik, net soos in die gesin. En ek wil dit gaan regmaak. Dis een van die maniere wat jy jou gaan leer. Ek wil afsluit. Ek wil eers gou daar lees. Ek kan ons nog nie afsluit as ek die laaste deel nie gelees het nie. Hier is die inleiding vir die res. Kom ek lees gou vir julle dit. Wat die wet nie by, hier is Paulus op sy beste en op sy moeilikste. So konsentreer nou wat hy sê. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken, deur sy seun Jesus in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. So prakties beteken dit, in Christus Jesus is die sonde van die wêreld betaal. Gistersin, vandagsin en môresin. Hy gaan nie môre weer doodgaan nie. Hy het as 'n mens gekom, en as mens het hy die sonde kom oorwin. Vers 4 sê, gaan aan, nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees. En dit weet ek, en weet jy, is nie maklik nie. Ons weet, dat ons gaan die hele tyd daarmee stry. Maar my basis is, ek is in Christus, kan niks my skei van die liefde van Christus nie. So wat hoor ek, en waarmee sluit ek af? Die eerste ding is, ons leer wat ons status is in Christus. Ons status in Christus is, kind van God, vrygespreek, nie meer veroordeel nie, vrylik om 'n verhouding met hom te hê. Dis wie ek is. Ek sê weer, ek het dit in die begin gesê, as jy nog nie jou lewe vir die Here gegee het, gaan dit glad nie sin maak nie. Gaan dit glad nie vir jou sin maak nie. Die tweede ding wat ek hoor is, julle wat hier sit, wat sê ek is in Christus,
Ek het reeds my lewe vir God gegee. Moenie dat die skuld van die verlede jou joy steel in die hede en die toekoms nie. Want jy is 'n kind van God. As jy sonde het, en jy sukkel met 'n sonde, bely dit, hy is regverdig, hy sal jou vergewe, en hy sal die verhouding herstel, maar hy gaan jou nie veroordeel nie. Dis die tweede ding. Die derde ding wat ek hoor, wat ek wil hê met huis toe vat is, jy is vry om 'n verhouding van God met God te hê, soos wat dit heel in die begin bedoel het met Adam en Eva. Jy is vry. Die laaste ding wat ek wil hê jy met huis toe vat, en dit gaan ons eindig wanneer ons Romeine, oor 6 weke, kom ons by die einde van Romeine 8 uit. Sê hy, niks kan jou skei van die liefde van Christus nie. Want jy sit van julle hier, wat dink dat jou huidige omstandighede, of goed wat mense aan jou gedoen het, of goed wat jy gedoen het, maak dat Christus jou nie meer liefhet nie. Dat is niks wat jy kan doen, om God se liefde minder te maak. Nie goeie goed nie, of slegte goed nie. Want hy is 100% van die tyd, 100% lief vir elkeen van ons. Hy het nie minder liefde vir dit nie. So niks kan my skei daarvan nie. Dis my status. So kom ek bid vir ons. Here, die hooftema van hierdie boodskap is net dit. As ons in Christus is daar geen veroordeling. Doodsveroordeling. Wat ons dat vir ons die doodstraf gaan gee, die ewige dood gaan gee nie. Daar is nie meer so iets nie. Want U het al die straf reeds gedra. Dis 'n amazing beginsel. Ja, Vader, en ons weet almal van ons struggle met sonde, en dan leer jy ons, maar kom na God toe. Hy is regverdig. Hy gaan jou nie weer veroordeel nie. Ja, jy kan ons straf soos wat U wil, maar jy gaan ons nooit weer veroordeel tot die dood toe nie. Want U het klaar vir Jesus veroordeel. So help vir hulle en vir ons wat hier sit, wat sukkel met hierdie gedagte. Dat as kinders van God, in Christus, sukkel daarmee. En daarom weet ons, Vader, dat U het vir ons hierdie wit kleed gegee, en daarom as 'n sonde het, en ons sien die sonde op ons lewe, kan ons dit bely. En U wil hê ons moet dit bely, sodat die verhouding kan herstel, sodat ek vrylik met U kan praat, sodat ek vrye toegang tot by U kan hê, en sodat U met my kan praat. En leer vir ons uit hierdie gedeelte in Romeine 8, wat dit beteken om iemand te wees, wat nie moet bang wees vir oordeel nie, maar moet vry kan wees. Die sê ons het die wet van die Gees vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Dis 'n amazing beginsel. Laat ons so leef. Ons bid dit in U naam, Jesus. Amen.